Dis hy, goeiemiddag. Dit is pas 12 uur, so ek dink ons kan begin. Ek is Adrian van Dyk, kursusleier vir die module AFK 1501 vir hierdie semester. En soos julle weet, is hierdie 'n interaktiewe leersessie, 'n weeklikse interaktiewe leersessie waar tydens ons regsteeks beskikbaar is vir julle om julle vrae te vra. Het sy oor kursusinhoud betreffende die module of assessering. Ek wil net seker maak kan julle my hoor? En ek het indikasie kry thumbs up of sê net vir my ja of so iets. Okay, dankie baie. Ek het daarso twee thumbs up. Okay, goed dan. Hierdie net om te herhaal vir die van julle wat nog nie hierdie sessies bygewoon het nie, hierdie word opgeneem, nie net vir rekordering nie, maar ook om op die AFK 1501 Mine Modules blad te plaas vir ander wat dit nie kon bywoon nie om moontlik ook baat hierby te vind. En sou jy ook na die voriges wil gaan kyk, daar is 'n vouer op die blad genaamd interaktiewe leersessies waar ons al hierdie sessies publiseer. So jy is welkom om dit te doen. OK. Oor aan julle. Ons het 'n halfuur tyd. Tik gewoon jou vrae in die kletsboksie of jy is welkom om jou mikrofoon aan te sit om jou vraag te vra.
OK, ons hierso 'n vraag van Juffrou Armstrong. Ek het 'n vraag omtrent dag 2 op die announcement page is daar 'n post van videobesprekings vir die spesifieke opdrag, maar ek wil dit kry op die Manila bladsy. Kan meneer dalk vir my verduidelik waar ek dit kan kry? Sekerlik. Kom ons gaan na die Manila blad toe. Dan wys ek vir julle. Kom ek stop net gou hierdie. Dit is onder die vouer werk op nog 2 hulpbronne. Miskien ek raadpleeg dit gou, ek gaan gou by die webblad in, maar die internet op kampus is effens stadig. OK, kan julle my skerm sien? Dit indikasie kry dat julle my skerm kan sien. OK, baie dankie Juffrou Armstrong. OK, goed, jy sal sien hier is die AFK 1 25 semester 1 moduleblad. So jy rol net na onder na die werkopdrag 2 hulpbronne blad. Klik daarop en jy gaan al die hulpbronne verskyn wat jy kan gebruik vir werkopdrag 2 en heel boaan is die 2 besprekings. In die eerste video praat ek oor vraag 1 en ook die riglyne van die opdrag en dan rol jy af onder en hier's 'n tweede opname waar Notterfurie vraag 2 en 3 bespreek. So dis in die vouer werkopdrag 2 hulpbronne. Goed, maar na Elof, ek het gevra oor vraag 2 van werkopdrag 2, moet ek in elke sin van my essay 'n citation gee. Vraag 2, 'n essay vraag. Ek kan by die opdrag kom om dit te volg. Is jy seker jy bedoel moet ek in elke sin van my essay in vraag 2, maar vraag 2 is nie 'n essay nie, vraag 2 is kortvraag. Bedoel jy vraag 1 daarso? Plesier Juffrou Armstrong. Maar dan kan jy net vir my bevestig bedoel jy vraag 1, want vraag 2 is kortvraag. OK, soos jy bedoel vraag 1. Jy vra of jy in elke sin van my essay 'n citation moet gee. 'n Citation, met ander woorde 'n bronverwysing, word net gegee wanneer jy uit 'n bron aanhaal. So dis nie noodwendig elke sin nie. Jy gaan nie elke sin van my iets aanhaal nie. Dit moet immers jou argument wees, maar jy gebruik aanhalings uit tekste soos die studiegids, verseker die roman en ook moet julle is julle verplig om een addisionele teks te gebruik. Of althans 'n hulpbron. Wanneer jy na 'n bron verwys, met ander woorde wanneer jy direk daaruit aanhaal, volg dit met 'n bronverwysing en of selfs al parafraseer jy uit daardie teks. Met ander woorde jy haal miskien nie direk aan uit daardie teks nie, maar jy verwys wel uit inligting, gegevens of data vanuit daardie teks, wat beteken dit kom steeds uit daardie bron uit, dan gee jy die bronverwysing. So dit is nie na elke sin nie, want dit is immers jou argument. Jy gebruik gewoon bronverwysings om jou argument te staaf, om jou argument te bewys. En onthou bronteksverwysings het 2 bene. Dit moet in die teks weergegee word, in teksverwysings en dan ook in 'n bronnenlys. En raadpleeg die Bridge Referencing for Students. Dit is 'n dokument beskikbaar op die AFK 1501 blad, beide in hulpbron 2 werk nog 2 hulpbronne vouer en onder additional resources vir hoe om dit te gebruik. Maar dit jou vraag, Manay? Julle sal sien hierso in die riglyne van die essay so 'n hyperlink, hyperskakel althans, na die Bridge Referencing for Students vir hoe om die bronverwysings
korrek te doen. Ek glo dit beantwoord jou vraag. Maar hy sê ja, baie dankie, dit is 'n groot plesier. Ek sien Shovantek, ons wag vir haar. Daar's nog 15 minute oor van hierdie sessie, so vra asseblief julle vra. Tik dit gewoon in die kletsboksie of jy's welkom om die mikrofoon aan te skakel en dit regstreeks te vra. Okay, Siobhan vra meneer, ek wil net weet is dit moontlik net om die studiegids te gebruik om ons te help om vrae te beantwoord want ek sien in die rubriek sê dat die studiegids nie tel as 'n bron nie. Kan meneer net asseblief meer duideliker maak vir my. Okay, wanneer jy verwys is, jy word verplig om een addisionele bron te gebruik in die beantwoording van jou vraag. Okay, goed, so dit staan in die riglyne hierso. Kom ons kom daarby. Hierso. Daar word van jou verwag om ten minste een sekondêre bron vir jou essay te betrek, soos byvoorbeeld 'n resensie of akademiese artikel wat jy graadpleeg het. Die studiegids vir AFK eventueel een tel nie. Dit beteken nie jy mag nie die studiegids gebruik nie. Dit beteken jy moet 'n addisionele, nog 'n ekstra bron, 'n sekondêre bron gebruik om die vraag te beantwoord. Nou, die vraag vra goed soos jy moet die literêre boustene identifiseer, definieer ensovoorts. Natuurlik kan jy die studiegids hiervoor gebruik. Dan moet jy so daarna verwys. Jy kan ook net die vraag beantwoord sonder om na die roman te verwys, daai te aanhaal of te parafraseer nie. So jy gaan daarna verwys, maar dan moet jy ook 'n sekondêre bron, nog 'n sekondêre bron, identifiseer en gebruik. Met ander woorde, 'n bron wat jy self gevind het deur jou navorsing. Kan soos ons sien die riglyne 'n resensie wees, akademiese artikel, enige addisionele bron. So jy gaan eintlik na 3 tekste verwys of na 3 bronne verwys. 3 as jy die studiegids insluit. Dit beteken net die addisionele bron is nie die een sekondêre bron waarna jy moet verwys nie. Jy moet dus 'n bietjie navorsing doen en iets anders ook kry. Wat dit is absoluut jou keuse. Maak dit nou vir jou sin, Siobhan? Goed reg, sy sê dit maak sin. Ja, groot plesier. Dit maak sin. Nog vrae? Ons het 20 minute.
OK, dis dan 12:30. Dit lyk my nie daar's nog vrae nie, so dit is dan die sessie. Geniet julle Woensdag en sterkte met die afronding van julle opdragte. Lees asseblief die riglyne deeglik en kom dit na en maak seker dat julle die vraag ten volle beantwoord. Goed gaan en lekker dag.